Goeienaand julle, welkom terug. Hierdie gaan ons laaste openbaring wees vir hierdie jaar. Gaan ons 'n bietjie 'n kort breek vat en dan vat ons dit in 2026 as die Here wil. Is julle reg vir dit? Goed, ons maak ons oogies niks. Here, baie dankie vir die journey wat ons saam kon loop so ver in Openbaring, die boek van hoop. Ag Here, ons sien so maklik altyd die glas half leeg. Maar as ons net bietjie terug staan en asemhaal, dan weet ons, U was lankal daar. U weet hoe die toekoms lyk. Ons moet net rustig by U voete wag en dan sal U vir ons wys. Hoe vinniger ons op ons eie plannetjies gaan, hoe meer afdraaipaaie gaan ons vat voordat ons eventually op die pad kom. Dankie dat hoe ouer ons word, hoe meer ons dit kan besef. Mag die jong mense uit ons foute uit leer en vroeër eerder vir U vra, waantoe Here, dat hulle minder afdraaipaadjies hoef te vat as ons. Breek asseblief hierdie woord vir ons oop, laat ons weet wat U vir ons wil sê. Amen. Goed, so, Stefanie, terwille van jou gaan ons vandag so lekker vinnige recap doen. So jy hoef nie te stres as jy nie weet wat hier aangaan nie. Dan gaan ons die laaste deeltjie van Openbaring 7 doen, wat ons laas bygestop het. En dan gaan ons gaan hardloop tot by Openbaring 20. Is julle reg? Dis net om vir julle te wys waarna julle kan uitsien tot volgende jaar. So moenie worry as julle nie verstaan nie. Dit gaan net soos 'n oorsiggie wees om te sê, waar gaan dit eindig? Okay. So kom ons lees gou-gou Openbaring 7 vanaf vers 9. Gustav, hier moet jy nou fokus om jy in die slaap te haal, né? Ek sal met gevoel lees. Goed, so hierna het ek, dis nou Johannes, 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, elke stam, elke volk, elke taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree, en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep, ons redding het gekom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel en met hulle gesigte na die grond toe, en het God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterke behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Een van die ouderlinge vra toe vir my, hierdie mense met die wit klere aan, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek weet nie, meneer, sê ek vir hom, maar ek is seker u weet. Hy sê toe vir my, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger of dors wees nie. Die son sal hulle nie brand nie en die hitte gloed ook nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fonteine met water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle afdroog. Okay. So dis nou die einde van hoofstuk 7. Hierdie stuk is geskryf vir die gelowiges. So ons het nou in 6 gehoor al die aaklige dinge wat gaan gebeur met die ongelowiges, maar hierdie is vir ons geskryf om te sê, dis wat met ons gaan gebeur. Goed. So voordat ons nou hier is eintlik niks spesiaal anders wat julle nie weet nie. Julle weet wie sit op die troon, julle weet wie is die lam. Hierdie is nou maar net God se bemoediging. Okay. So voordat ons na die 7de seël toe aangaan in Januarie, wil ek net gou regdeur Openbaring hardloop van 1 tot 22, dat julle net sien waarna julle kan uitsien. So blaai gaan na Openbaring 1. Goed. Frans, ek kan jou nou baie vrae, ek hoop jy weet wat jy aangaan. Okay. Goed, so Openbaring 1 het ons gesien,
Johannes het vir ons gesê wie hy is. Hy is Jesus se BFF, hy het die goed gesien, ons kan hom glo. Okay? Toe word hy genooi om boodskappe te skryf aan die 7 gemeentes. Okay? So Openbaring 2 en 3 is die boodskappe en die briewe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het God op die troon gesit en vir ons gesê, maak nie saak wat gebeur nie, hy is in beheer. Ons hoef nie te worry. Hoofstuk 5 hoor ons wie is die lam wat daar in die hemel aangekom het. Jesus, die geslagte lam, wat waardig is om die boekrol oop te maak. Goed, toe gaan ons na hoofstuk 6. So as jy dit nog nie daarby geskryf het nie, moet jy daar skryf. Oordeel is gelyk aan vir ongelowiges. So jy skrik nie as jy hierdie goed lees as jy 'n gelowige is nie. Hierdie is om die ongelowiges die skrik op die lyf te jaag dat hulle moet wakker word. Goed, so daar het ons, julle kan op julle bladsy 1 kyk, Openbaring 6 verduidelik watter aaklige dinge die ongelowiges gaan tyd, né? Party mense noem dit die groot verdrukking. In Engels is dit tribulation. As jy die woord tribulation hoor, dis daai groot verdrukking. Goed, so hier moet julle net 2 goed besef. Die mense wat gaan aanhou lewe, of lank genoeg lewe, wanneer hierdie groot tribulation op sy ergste is, gaan al hierdie dinge ervaar. Maar ons sê nou maar, een van ons gaan hierdie week al dood. Ons het ook ons eie tribulation. Jy het jou eie verdrukking, jy het jou eie probleem. So dis nie net geskryf vir die mense van eendag nie. Elke mens gaan deur sy eie dinge. Kyk, so dis 'n troostbrief vir almal. Goed, so julle gaan nou sien, daar kom elke keer 7, kom ons noem dit, oordele, of vorme van aakligheid. Maar elke keer, by die 7de een, is daai 7de een nog 7 nuus. Okay. So kom ons gaan gedeur. So by hoofstuk 6 het ons die eerste 4 seels gedoen. Onthou julle daai 4 perde. Okay? By vers 9 het ons die 5de seel gedoen. By die 5de moet julle nou net aan julle oorhaak, ons gaan net nou kyk. Hier vra die gelowiges wat reeds dood is, hoe lank moet hulle nog wag voor Jesus hulle gaan wreek? Okay, ons gaan net nou verder, gaan ons die antwoord. Die 6de seel het ons gedoen, dis daai supernatural signs, die aardbewing en die son wat swart word en die maan wat rooi skyn. Maar sien julle, dan volg die 7de seel nie. Daar's eers 'n pause, 'n pause, hoofstuk 7, wat God vir die gelowiges kom sê. So daar moet jy skryf, hoop vir die gelowiges, hoofstuk 7. Hy sê, moenie worry nie, die dienaars van die Here sal oukei wees, want hulle word gemerk met die seël op hulle voorkop. Die seël van die Heilige Gees. Okay. Ons het nou daai stukkie gelees van die groot menigte, wat sê, sal nie honger wees nie, ons sal nie dors wees nie, ons is veilig by die Here. So nou, in jou middel van jou bladsy 1, Openbaring 8, sien julle die opskrif is die 7de seel word oopgemaak. So mens verwag nou dat hier nou een spesifieke ding kom, maar kom ons lees gou die eerste 2 verse, dan sal julle sien. Toe die lam Jesus die 7de seel oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. So hier begin die 7 volgende goed. So elke 7de een is 7 erger goed wat kom. Okay. So as jy nou net vinnig dink, as jy nou, Christie sê nou maar jou dogters was dit,
en jy het hulle nou 6 keer gewaarsku. Die 7de keer gaan die pak slaag wees, né? Maar as hulle dan nog steeds nie luister, gaan jy hulle weer waarsku. Maar die 7de keer gaan groter pak slaag. En nie omdat jy nie van hulle hou nie, omdat jy hulle wou beter maak, of jy wou hulle iets leer. Verstaan jy? Dis nie om hulle te straf nie, dis om hulle te try terugtrek. As 'n kind nou 6 sigarette gerook het, die 7de een moet hy opvreet. Nee? Of hy die 7de keer moet hy die hele pakkie rook, tot hy spoef. Verstaan julle wat hier gebeur? Die hele probeer hulle terugtrek, want hy weet die einde kom. Dis nie om lelik te wees wat hy hierdie oordeel is. Okay. So hier gaan die 7 trompette kom. Sien julle by by vers 6, die eerste 4 trompette. Julle sal sien, by vers 7 staan daar die eerste ene, by die vers 8 die tweede ene, ons sal in Januarie lekker deur hulle werk. Vers 10 is die derde een, en by vers 12 is die 4de. Dan, hoofstuk 9, kom die 5de trompet. Okay? Vers 13, as julle omgeblaai het, kom die 6de trompet. So wat gebeur gewoonlik tussen die 6de en die 7de trompet? Nadat God nou die hele tyd gesê het, wat gaan met die ongelowiges gebeur, gaan hy eers weer die gelowiges kom troos. Okay? Met daai klein boekie, julle sal sien, daar sê hy, ons moet die boek opeet, julle gaan nog sien waar dit gaan. En by hoofstuk 11, die 2 getuies, julle kan daar langs aan skryf, olyfbome. Die 2 getuies, kyk bietjie by vers 4. Hulle is die 2 olyfbome en ook die 2 lampe wat voor die Here op die aarde staan. So dan Tabazimbi het die ouer mense wat Openbaring goed ken, toe hulle seker baie jare terug, want daai kerk is nou al iets in die 80 jaar oud, het hulle by die ingang van die kerk 2 olyfbome geplant, wat enorm groot is, dis so mooi. En ons het nooit geweet wat soek die olyfbome nie. En een dag, toe dit die kerk se verjaarsdag was, het hulle sulke goed op die TV gesit en daar het ons gesien. Dis omdat dit in Openbaring gestaan het. Jy kan gaan lees, sien julle daar in die middel waar hulle sê 11 vers 4. Sien julle daar in die middel by daai klein aantekening. Daarso. As jy nog wil lees vir ander plekke in die Bybel waar daar iets van die olyfbome staan, is dit in Sagaria en in Jeremia, waar die olyfbome as getuies staan. Okay. Goed, so as jy dan nou omblaai, het die Here nou vir ons gesê, kyk bietjie by vers 13, die einde van vers 13 staan daar. 7000 mense het in 'n aardbewing omgekom en die ander mense het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Sien julle wat gebeur? Elke keer is dit die middel van hoofstuk van vers 13. So elke keer wanneer daar slegte goed gebeur het, is daar mense wat tot bekering kom. Maar daar is nog steeds mense wat afval. Dan kom die volgende 6 slegte goed, dan is daar mense wat hulle bekeer, maar daar is nog steeds mense, so God gee die mense om heeltyd nog 'n kans, nog 'n kans, nog 'n kans. Okay. Sien julle dan by vers 15? Daar kom die 7de trompet. Maar dit is nie regtig net 'n trompet wat geblaas word nie. Want die oomblik toe die 7de trompet blaas, kyk daar, toe die 7de engel op sy trompet geblaas. Kyk nou wat kom uit hierdie trompet uit. Kyk wat staan by hoofstuk 12. Die vrou en die draak. Okay, daar langs die draak kan jy gaan skryf duiwel of Satan. Hoekom sê ons dit? Want hierdie stukkie as jy hom gaan lees, sal jy sien dit praat van Adam en Eva en van die duiwel wat uit die hemel uitgeskop is.
So sien julle daarby, vers 2, sy was swanger, het geskree van die pyn, en die geboortepyne was daar. Vers 4, die draak se ster, het 1/3 van die sterre, daai sterre gaan julle sien is die engele, 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en op die aarde neergegooi. Julle sal sien verder, na hoofstuk 12 gaan ons baie van sterre lees, wat eintlik bedoel engele. Okay. Goed, vers 7 kan julle sien, julle weet nou al wie is die aartsengel Michael. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Gesien julle hoekom sê ons, die engele en die sterre verwys na mekaar, want die Bybel sê dit sommer self. Goed. As julle dan omblaai, hoofstuk 13, so die volgende ding wat daai 7de trompet uitspoeg, is die dier uit die see uit. Julle kan daar byskryf, die Romeinse ryk. En in hakies kan julle ook sê, politieke magsfigure. So hierdie gaan oor politieke stryd gaan. Goed, dan by vers 11, so die eerste een was die dier uit die see, die tweede een is die dier uit die aarde. Daar kan jy hulle gaan skryf, keizer aanbidding. Wat is by die dier uit die see, ne? Die dier uit die aarde is keizer aanbidding. Vers 11. Skryf sommer daar in hakies Johannes 19. Nou julle weet hoe die Jode oor die keisers gevoel, né? Die keisers het al die reëls gemaak. Hulle moes belasting betaal, nie aan SARS nie, maar aan die keiser, né? Hulle het die Romeinse ryk en keisers en goed gehaat. Maar kyk nou, ek gaan gou vir julle lees, die wat vinnig soontoe wil blaai is welkom. Johannes 19, dis op bladsy 162, ja, 163, ja. Gaan sommer net vir julle een sinnetjie gou lees, laat julle sien waar dit gaan. 163, 163, ja. So die opskrif by hoofstuk 19 is Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. So hulle het nou vir Jesus gevang, hulle het hom aangekla, hulle het hom voor Pilatus gebring. Kyk hoofstuk 1 sê, of vers 1 sê, toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Gesel beteken geslaan, hè? Hy het hom geslaan en gespoeg en alles. Kyk daar by vers 15. Net aan die einde van vers 14 het Pilatus vir hulle gesê. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar die Jode skree, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, dis nou vir die hoofde van van Jesus se kerk op die aarde, né, die priesterhoofde, hy vra vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Maar die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net 'n keiser. Sien julle hoe het hulle vir Jesus gehad, meer as wat hulle keisers gehad? So bad was dit, né? Goed, so gaan terug, die dier uit die draak gaan dan oor keiser aanbidding. Goed, dan hoofstuk 14. Al die slegte goed is nou gesê, hoofstuk 14, die 144.000 op Sionsberg. So hierdie stukkie kan julle agterna skryf, genade vir gelowiges.
Hier is daar 'n stukkie hoop wat weer vir die mense vir wie God lief is gebring word. Kyk sommer daar by vers 3. Dit klink sommer lekker. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge, né? Dis weer 'n lied wat gesing word. Goed, dan by hoofstuk 6, die aankondiging van die oordeel. Nou kom die Here en hy sê, wat gaan die einde wees? Hy sê, die eerste engel het iets gesê by vers 6, by vers 8 kom die tweede engel, by vers 9 kom die derde engel. So 3 keer kom die Here en sê, die einde is hier, dis nou tyd. Ek gaan julle nog 1 kansie gee. Die einde is hier. Sien julle daar by vers 7, wat het God gesê? Daar het 'n harde stem geroep wat sê, vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. So hier het hy hulle nou genoeg gewaarsku. Hy gaan hulle nog 1 keer sê. Vers 14, die voltrekking van die oordeel. Hier kom dit nou, né? Hoofstuk 15, die 7 engele met die laaste pla. Waar het julle nog van pla geleer? Die 10 pla in Egipte, né? So julle kan daar langs aan skryf, soos in Egipte. En dan hakies het ek sommer geskryf, baie bloed. Julle kan sommer by, so kyk wat ek het geskryf. Goed, so hier kom nou, vers 1 sê, toe het ek 'n ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Ek het 7 engele gesien, wat die 7 laaste pla bring. So sien julle, hier is die 7 laaste goed. Daarmee het die toren van God sy einde bereik. So hier kom nou die grand finale, né? Wat was die vraag by Openbaring 4 vers 6? Wat ons nou gevra het? Hulle het vir die Here gevra, wanneer gaan u nou wreek? Hier staan nou. En ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het, oor die dier en sy beeld, en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met sieters wat hulle van God gekry het. Met ander woorde, die gelowiges staan daar buite en kyk wat hier gebeur. Hulle is nie deel van hierdie laaste oordeel. Hulle is nie deel nie. God waarsku nog die mense wat nie glo nie. Laai bietjie om. Kyk by vers 7. Een van die 4 lewende wesens het toe aan die 7 engele 7 goue bakke gegee, gevul met die toren van God. Chantal, weet jy wat beteken toren? In Engels is dit wrath, né? Sy kwaadheid, al sy kwaadheid, al God se woede. Okay. So die 7 bakke is vol van God se kwaadheid, van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid van God, en niemand kon in die tempel ingaan, voordat die 7 pla van die 7 engele hulle einde bereik het. So die eerste 4 gaan uitgegooi word. Julle sal dit sien, daar by vers 2 is die eerste bak wat uitgegooi word. By vers 3 is die tweede bak. Vers 4 gaan die derde bak wees. En dan, waar is die 4de bak? Sien julle bak? Sê gou, vers 8 is die 4de bak. Dan kom die 5de bak. Ek sien sommer daar staan. Die 5de engel het toe sy bak op die toren van die dier uitgegooi. Né? Lees bietjie verder, vers 11 sê, hy het erge pyn verduur oor al die swere. Onthou julle, daar was swere by die 10 pla ook.
Die 6de bak gaan die bak op die Eufraatrivier uitgegooi word. Toe sien ek die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet het daar onrein geeste uitgekom wat soos paddas lyk. Sien julle hoekom die padda plaagie? Iets wat ons nou misgelees het by vers 3, daai tweede engel het sy bak in die see gegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie en alles wat in die see gelewe het, het dood gegaan. Onthou julle daai plaag? Die bloed in die see? Goed. En dan die 7de bak. Wat gaan by die 7de bak gebeur? Dit gaan baie erg wees, né? Dit gaan oor die sedelose vrou. Sien julle by vers 7, hoofstuk 17? Sedelose vrou gaan oor. Kyk bietjie by vers 4, die einde van 4. Julle kan die woord losbandigheid onderstreep. In haar hand het sy goue bekers vol losbandigheid gehad, onreinheid en onsedelikheid. Onthou julle het altyd een of ander tempelprostitusie gehad of geloof in God plus onreinheid, plus onsedelikheid en God haat dit. Jy moet suiwer wees. Okay? Dus kom jy skoonpa net nog sê, jy moet nog soet wees vir 'n ruk. Totdat daar te ring is. Jy moet van my luister my skoonpa. Goed. Dan kom die Here en hy sê, hier is die betekenis van die dier. So as iemand ooit gewonder het, of dit wat ons geleer het waar is, kyk wat doen die Bybel. Hy kom sê aan die einde, vir hoef jy te wonder, hier is dit. So hier is die betekenis van die dier. En dan kom hy en hy sê, by vers 15, die ondergang van die sedelose vrou. Hy kom, julle kan daar langs ons skryf Romeine 8 vers 28 ook, né? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan die uiteinde. Alles wat voorspel word, julle kan bokant vir hoofstuk 18 kan julle gaan skryf Jeremia 50 en 51. Daar word voorspel hoe Babylon gaan val. Ons gaan nog mooi sien ook wat Babylon voorstel. Maar Babylon moet tot 'n val kom. Vers 4 kan jy ook 'n kringetjie onmaak. Ons gaan eers by vers 2. Kyk daar by vers 2, daar staan, hy het met 'n sterk stem uitgeroep. Geval, geval het die grootte van Babylon. Maak so hakie om dit, dan skryf jy Jesaja 21. Dit gaan daar voorspel word. By vers 4 kan jy skryf oproep aan die gelowiges. Daar staan, toe het ek 'n ander stem uit die hemel gehoor. Gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry nie, en die pla wat oor haar kom, julle nie tref nie. Okay, so die Here sê, moenie worry nie, al hierdie goed wat met hierdie onsedelike vrou, met Babylon, met die mense wat nonsens aan jou gebeur, bly net weg, dan sal dit julle nie tref. Kyk nou wie gaan almal huil oor hierdie Babylon wat tot 'n val kom. Onthou, onsedelikheid en prostitusie en daai goed het geld ingebring. Geld sit agter al hierdie goed. So wie hou eerste by vers 9? Die konings huil oor Babylon se val, né? Dit gaan oor immoraliteit. Jy kan daar skryf. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe het en hulle daarin verlustig het, sal huilend te kere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien soos sy verbrand. Hoekom? Want hulle gaan nie meer geld kry nie, né? Wie hou volgende vers 11? Die sakemanne. Kyk hoekom. Die sakemanne van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop. Okay, so hulle gaan nie meer hulle slegte goedjies kan verkoop. Wat is die goed wat hulle verkoop het? Check haar lyf.
goue goed, silvergoed, edelstene, parels, fyn persklere, helder rooi syklere, allerhande skaars hout, dinge van ivoor, wonder of hulle ook die olifante gepouch het. Ivoor en dierhout, koper, yster, marmer, kaneel, speserye, wierook, reukolie, reukwater, wyn, olyfolie, koringmelk. Sien julle al daai goedjies, skape, perde, ewen slawe en selfs die lewens van mense. Goed. Die hou volgende, vers 18, die seemanne. Want vervoer het hulle ryk gemaak, né? Hulle het getryd op die skepe. Vers 21, die stad se val is permanent. Hy gaan nooit weer so word nie. God sal dit nooit weer toelaat nie. So dit is die einde van al die slegte goed. Sien julle, ek het 'n groot see daar geteken. Sien julle my see? Ek bly vir die see, maar ja. Dis die einde van al die aakligheid. Okay? Hierna gee God nie weer die mense 'n kans. As jy nie nou gehoor het nie, is dit toe weg. Hoofstuk 19, vreugde in die hemel. So God sluit sy hele boek en die Openbaring op 'n positiewe noot. Okay? Vreugde in die hemel. Die bruilof van die lam gaan ons doen. Kyk bietjie wat se fyn, as jy nou dink aan jou trourok, né? Kyk wat gaan ons trourokke wees as ons in die hemel is. Kyk by vers 8. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Onthou nou, die haar is sy kerk, né? Al die gelowiges. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van gelowiges. So every good deed wat jy doen, gaan vir jou 'n regverdiger, mooier trourok gee eendag meer. Né? Mens dink as jy vir iemand glimlag langs die pad, of niemand sien dit, die Here sien. Okay. As jy ou tannie oor die straat help, die Here sien dit. Okay, daai vraag het jy nou die dag gevra het. Is dit onregverdig as jy jou hele lewe so goed lewe en 'n ander ou, 'n moordenaar sê 10 minute voor sy dood. God sien alles wat jy doen. Okay. Goed, vers 11. Die ruiter op die wit perd. Dis Jesus, né? Jesus wat ons kom haal. Kyk daar in die middel van vers 12. Daar was 'n naam op hom geskrywe wat niemand anders ken nie, net hy self. Hoe lyk Jesus se klere? Hy het klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. So ons kan 'n helder wit trouklere aan hê omdat hy al ons sondes op hom het. Goed. Vers 20, daar staan, of hoofstuk 20, die Satan word vir 1000 jaar vasgebind. Nou by daai 1000 het ek geskryf 10 mal 10 mal 10 is gelyk aan ewigheid. So hy gaan nie vir 1000 jaar vas wees en dan maak die Here hom weer los en begin hy weer met sy nonsens nie. Nee. Julle gaan nou sien hoekom sê ek is vir 'n ewigheid. Kyk by die hoofstuk 7 wat sy opskrif. Die Satan word oorwin. So hy word eers gestraf, dan word hy gewen. Kyk hoekom sê ek dis vir altyd. Kyk wat staan by vers 10. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die dier en die valse profete ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ja, dis vir ons nuwe land. Goed, die laaste oordeel. Dis nou die boeke wat ons gesê het, waar ons gaan gesels wat oopgemaak word. So Gustav, jy moet seker maak in watter boek staan jou naam. Okay? The naughty or the nice book? The naughty book seems like there's only one. Yeah, the nice book's only one. Daar julle daai stuk hoe die Here gesê, die pad na die verderf is wyd, maar die pad na die Here toe is nou. Kyk wat staan hier by vers 12. Ek het die dooies groot en
klein voor die troon gesien staan en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. So daar's baie boeke van die dooies, maar een boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskryf staan oor alles wat hulle gedoen het. Jy kan eintlik daar skryf alles wat hulle verkeerd gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was. En die dood in die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. En daar op die einde, hulle is ook in die vuurpoel saam met die duiwel gegooi. Kant. Dan die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dan is daar nie meer 'n duiwel of 'n draak of mense wat nonsens aanvang nie. Almal is uitgesort. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. En die see het nie meer bestaan nie. As jy omblaai, die nuwe Jerusalem. Toe het ek een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste pla was, gekom en met my gepraat. Hy het gesê, kom. Het hy gesê, ek gaan vir jou die bruid wys. Die vrou van die lam. Met ander woorde, kom, ek gaan vir jou wys wat het met die Godse gemeente, met die kerk gebeur. So daar gaan ons mooi sien waar het almal geland. Julle gaan daar sien by vers 12. Al 12 stamme van die Ou Testament is daar. By vers 14, al 12 stamme van die Nuwe Testament is daar. Met ander woorde, al die gelowiges is daar. Daar staan bietjie hoe dit gaan lyk. Vers 21, die 12 poorte is 12 parels. Het jy nou al gedink, Stefanie, hoe groot moet 'n parel wees om 'n poort te wees? Weet jy wat 'n poort? Dit is 'n groot ingang van 'n, soos as jy daar by ons poort onderdele, daai groot arch, nog groter, dis 'n poort. Kyk waarvan is die poorte gemaak? Van 'n parel. Elkeen van die poorte is uit 1 parel gemaak. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. Die tempel is nie meer in die stad nie, want God is nou by ons. Okay? Ons hoef nie meer in 'n tempel of 'n kerk vir hom te gaan kyk nie. Hy is daar by ons. Die stad, vers 23, het nie meer 'n son of 'n maan nodig nie. Want Jesus verlig hom. Kyk daar. Die lam is die lamp. Okay. Vers 22 gaan julle sien. Wat staan daar? Toe die engel my na die rivier toe gevat, waar die water van die lewe is. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam. Tussen die rivier en aan die ander kant van die rivier het daar die boom van die lewe gestaan. Daar julle daai boom wat weggesteek was in die tuin van Eden, wat opgepas is deur die swaarde? Hier staan hy, die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Dan eers kom die wederkoms. Kyk gou daar. Hy verduidelik, julle kan daar langs ons skryf Openbaring 3 vers 14. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Kyk by vers 10. Verder sê die engel vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet maar aanhou kwaad doen, en wie vuil is, moet maar vuil bly. Maar wie reg is, moet voortgaan om reg te doen, en die heiliges moet heilig bly. Nee? Vers 14. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en deur die poorte van die stad kan ingaan. Vers 21. Die genade van die Here sal by julle
almal wees. En dis die einde van die boom. So sien julle dat die niks scary goed vir gelowiges is. Dis 'n boek van bemoediging wat sê, al kry jy swaar, hou net vas aan jou geloof, want die ewigheid, nuwe hemel, wag vir jou. Maar as jy kwaad doen, moet jy lig loop, want jy gaan in die vuur koel land. So die mense wat vir jou kom sê, daar's nie regtig 'n hemel en 'n hang, hulle gaan 'n groot surprise. Okay, want die Here jok. Goed, dis dit. So sien julle 'n bietjie uit vir die goeters volgende jaar. Ons gaan vinnig deur hulle gaan, want dit is baie keer dieselfde goed, word net in intensiteit erger, maar dit is lekker om daai bietjie te sien, waar die Romeinse Ryk en waar die keiser aanbidding. Meeste van daai antwoorde gaan ons in die 4 evangelies kry. Hoekom God so kwaad was vir keiser aanbidding? Onthou, toe die staat en die keisers deel word van mekaar, het hulle gesê, okay, julle kan God in julle tempel aanbid, maar daar moet 'n beeld van my ook staan, julle moet vir my ook kniel. Net soos in Daniël se tyd. Okay, dis kom die Here so kwaad word. Goed, kom ons sluit af. Dankie Here, dat ons so vinnig kon scan, net om te sien, U is in beheer. Hoofstuk 4 het U gesê, U sit op die troon, maak nie saak wat nie. En in die laaste sien ons dit nog steeds. U waarsku die kinders wat nie luister nie, want U het hulle ook gemaak en U is vir hulle bitter lief. U roep hulle terug en U roep hulle terug. Asseblief julle help dat soveel as moontlik mense sal luister. Want ek dink nie dit gaan 'n wonderlike ervaring wees om vir ewig in 'n vuurpoel te lê. Here, laat dit ons grootste wens elke oggend as ons opstaan wees, om iemand nog van U te vertel. Want ons is die getuies hier op die aarde. Help dat ons lewens dit sal wys, sodat ander mense sal kom vra, hoorie, hoekom terwyl dit so sleg gaan met jou, blink jou oë nog, sien jy kans vir die dag, en laat dit dan die deur is wat ons vir hulle kan sê, maar die Here se genade is vir my genoeg. Maak nie saak wat my op die aarde tref nie, dis aardse goed, dit gaan verby. Dankie vir alle liefde. Amen.